Okay, so jy is onderwyser by Nories, jy is verantwoordelik vir die bergfiets, jy is verantwoordelik vir atletiekorganisering, jy het baie goed waarmee jy betrokke is. Hoe maak jy tyd vir alles? Ek slaap baie min. Ja, ek weet nie, seker maar beste maak van elke 24 uur en elke dag. So ja, ek sukkel bietjie met die slaap. Ek sukkel regtig met slaap, so is maklik om tyd te hê dan as jy baie werk het om te doen. Ek het seker slegte gewoonte, maar as ek iets het wat ek moet doen, dan ek sukkel om af te sit as ek dit nie klaar gemaak het nie. So atletiek seisoen raak interessant in my lewe. Okay, behalwe van atletiek, fietsry, ons weet jy's 'n krangige fietsryer, dis vir jou baie belangrik. Op watter tyd van die dag ry jy graag fiets? Wat verkies jy? 4:30 in die oggend. Ag nee man, dit is baie vroeg. Ja, die lewe gebeur maar so deur die dag. En as ek by huis kom, is ek te lui om eintlik dan fiets te ry. Maar so ons ry in die middag ook, maar as ek weet ek gaan nie die middag ry nie, is dit beter vir my om in die oggend te ry. Is net, ja, bietjie makliker. Die hele dag lê dan nog voor. Neville, die vraag wat ek wil vra is, het jy al ooit van jou fiets afgeval? 16 Oktober 2018. Een van die kinders het my fiets gery, want ek weet nie hoekom nie, maar het is so ding, almal wil die spesifieke fiets van my ry. En kind het op die fiets gery en ek nie besef hy die shock uitgelaak nie. En toe ek op die fiets slim, seker 2 meter gery, toe soos 'n paar klippies en toe besluit die fiets hy ry nie oor nie. En ja, van daar af het ons vir Janie gebel om my te kom haal en van daar af ek hospitaal toe en steke en radius kop af en ja, so dit was een van my goeie valle gewees. En dat ek kan nie presiese datum onthou nie, maar in 2017 in Desember was ek in die Kaap gewees, dit is lang storie. En toe ek wil nog altyd, nog steeds, Chapman Peak net graag gaan ry. En so 3 kilo's van die hotel af, teen so 40 km/h toe draai 'n vrou voor my in sonder haar flikkerlig. En toe ek oor 'n katoogie ry, toe besluit my fiets ons het nou genoeg gehad en toe lê ek aan die teerpad. So gelyk of ek my been gerasper het, maar As daar een fietswedren is wat jy nog sal wil doen, maak nie saak waar in die wêreld nie. Wat is op jou lysie? Wat sal jy graag nog wil doen of wil aanpak? Ek sal Cape Epic wil ry. Ja, dit is soos ek net sê, het is in die Kaap. Dit is 680 kilos in 'n week. Dit is bergfiets. Maar dit is, as jy nou kyk na hierdie jaar, dit is modder, wind, weer, sonskyn, uiterste hitte na uiterste koue. Die probleem is net, jy moet in 'n span van 2 ry, so jy kort iemand om saam te ry. Jy mag nooit meer as 'n minuut van mekaar af wees nie. En die koste van die inskrywing is eintlik die probleem. Ja. Wat is vir jou lekker van skoolhou as sulks? So baie min mense weet nie, maar ek praat baie. Nee, ek weet nie, ek hou van die kinders, ek hou van mense, dis my lekker om te verduidelik, maar ek weet nie, dis net soos ek hou maar van met mense gesels, dis vir my, weet nie, dis iets vir my, dit voel soos 'n goeie beroep om 'n onderwyser te wees, is iets, weet as mense op skool is, dan dink jy altyd, ja, is 12 jaar tronkstraf en dit, maar dit is eintlik 'n wonderlike werk. Hulle sê altyd, en soos veral met studies, sê hulle, as jy een kind se lewe kan raak, dan het jy jou werk gedoen, of dan het jy 'n verskil gemaak in die wêreld. En ja, as jy kyk, soos by ons, die hoeveelheid kinders wat ons nie skool het, hoeveel geleenthede het jy om eintlik 'n verskil in iemand se lewe te maak, maak dit eintlik, is eintlik 'n baie belangrike werk. En ek dink die mens besef altyd die druk wat dit op 'n mens sit nie. Hoorie Neville, maar 'n ding wat vir my uitstaan van jou is, 'n mooi karaktereienskap is, jy groet altyd en jy gee altyd mooi komplimente. Is dit vir jou belangrik? Ja, ek het nogal 'n slegte gewoonte in daai opsig van groet altyd. As iemand my nie teruggroet, ek sal jou groet totdat jy teruggroet. Dalk bietjie spiteful, maar dis belangrik. Ek glo goeie maniere is baie belangrik. Daai iemand eers te loop en daai tipe van goedjies. Ek dink dit sê meer van 'n mens as wat opvoeding van 'n mens sê. So, is maar net dis goed wat vir my belangrik is.
Ek sê altyd vir die kinders, ek gaan jou dalk nie veel van RTT leer nie. Ek doen. Maar as jy uit my klas uit kan loop met maniere, dan eintlik is dit vir my perfek. Vertel ons 'n bietjie van Janie en van Mia, jou gesin. So ek het vir Janie 11 April 2003 op die vierkant uitgevra. Ons was al twee in Noordheuwel gewees. Na so paar maande, ek weet nie hoeveel maande nie, maar 'n paar maande van ek hou van haar, sy hou van my, maar nog nooit gepraat nie. Dit is skaam om met mekaar te praat, want ek weet sy hou van my en sy weet ek hou van haar. Wens jy eendag net vir haar gesê, luister, ek dink ons twee moet uitgaan en die res is geskiedenis. En dan die Mia is gebore 10 November 2015. Ek raak altyd in mekaar met die 10 ja. En sy is nou 9 jaar oud, sy is in laerskool Rodekraans. Sy is mal oor wiskunde, sy dink wiskunde en skool is die beste ding ooit. So ja, dit is my twee liefies. As ek nou vir jou sê, Neville, ek gee vir jou 5 miljoen rand. Wat gaan jy mee doen? Eintlik die slim ding om te doen is om eers die skuld af te betaal en dan die res gaan spend ons. Maar natuurlik sal ek aanhou werk want 5 miljoen rand gaan nie so ver gaan nie. Ideaal sal wees om 'n plekjie in die Kaap te hê. Almal moet altyd 'n plekjie in die Kaap hê. Maar ek gaan definitief fietsse koop. Meneer Kriel spot altyd en sê ja, wat sal jy doen as jy later wen? So ek vra altyd, ek en Janie praat altyd van eendag as ons die later wen. Nog nooit 'n kaartjie gekoop nie, maar ons spandeer al die geld. Maar ons spot altyd en sê as ek die later wen, dan gaan ek die helfte van my skuld kan afbetaal. Maar ek sal 10 in 'n vakansiehuis enige iewers in die Kaap, ek weet nie waar nie, maar iewers in die Kaap koop en definitief 'n fiets of 6. Okay, ek wil fietsry doen. Ek wil graag aansluit by die Bergfietsklub. Na wat kyk ek? Wat se fiets moet ek koop? Wat se raad gaan jy vir my gee? Dat hang maar af van die geld. Dis mos maar altyd die bepalende faktor. Jy kan van goedkoop af tot genoeg geld om 'n huis te koop, amper fietsse koop. So dit bepaal, so as jy by ons skool wil aansluit, gaan jy bergfiets ry. Ons het die skool bied bergfiets aan. Ons het 'n paar kinders wat ook padfiets ry. Maar bergfiets en dan natuurlik as jy beginner is, dit hang maar af natuurlik hoeveel geld jy wil spandeer. Almal sê altyd ja, as jy net eers die fiets het, dan het jy als. En dan sit 'n goedkoop stokperdjie nou, dis glad nie. Dan sit die en daai en alles is mos niks kom in honderde nie, als kom met 1000 aan die einde. So sê net maar jy het nie bergfiets gedoen nie. Wat 'n ander sport sou jy wou afvra? 'n ander sport wat ek graag sou wou doen. Golf lyk vir my lekker, maar die probleem is 'n vriend van my, Julian, het my probeer leer golf speel. Ja, dit het nie goed gegaan vir die grasperk nie. Ek sukkel met geduld. Soms genoeg nie in die klas nie, maar ek sukkel met geduld as ek sukkel met iets. As ek nie dadelik reg nie, gee ek sommer net op. En ek het net daar besef, golf is glad nie vir my nie. Maar as dit gaan oor geld, dan sou ek sokker wou speel, want daai ouens kry belaglike salarisse. Maar, as ek 'n ander sport moes doen. Ek weet nie. Ek hou van MotoGP, so motorfietsse, maar die realisties is ook die vrees van Ja, sal nie dit toelaat nie. Glad nie. Die ding is, en ek sê dit ook altyd vir ons, toe ek begin fietsry, dan sê dit soos, ek dink nie ek gaan daar kan afry nie. En dan nou is dit soos, kom ons kyk hoe vinnig kan ons afry. En realisties gaan dit ook met 'n motorfiets gebeur, want 'n mens raak maar gemaklik. En dan dink jy, nee, ek kan vinniger tot jy nie vinniger deur daai draai kan gaan nie. Okay, so Neville, wat wil jy hê moet die kinders wat by jou klas gekry het in hulle Nori hoërskoolloopbaan? Wat moet hulle onthou van meneer Neville? Okay, so hopelik die werk van die klas, dit sou 'n ideaal gewees het. Ek dink dis belangrik. Maar menslikheid seker, ek dink respek. 'n Mens besef dit nie totdat jy en ek sê nie ek so oud nie, ek voel partykeer so oud, maar as mens genoeg sulke situasies is, dan besef 'n mens hoe belangrik dit is om respek te hê vir ander mense en hoe jy iemand anders hanteer het baie 'n groot invloed
hoe hulle met jou gaan werk en hoe hulle jou gaan hanteer en veral as jy in iemand anders se genade geplaas word waar jou toekoms of jou besluit of jou keuses of jou pad vorentoe in hulle hande is. Dan is dit baie belangrik om ordentlik met die mense te wees. So ek weet nie, ek dink seker maar respek. So respek is jou kinders vir jy skool gee en dan Miaatjie, as jy's nou haar pappa, wat moet Mia van haar pappa onthou? Ek weet nie, ek hoop mooi goed. So ek sê altyd vir Janie, ek wil nie graag hê die skool moet bel en sê dat Mia stout was, sy is glad nie, sy is soos Janie, sy is eksie perfeksie. Maar so ek laat sy stout wees by die huis. So ek laat dit sy eiers gooi by die huis, nie in die huis obviously. Maar ek het al laat sy toiletpapier nat maak want sy weet nie die goed nie wat dogtertjies is maar nie so stout soos die seuns nie. Ons het toiletpapier nat gemaak en teen die plafon gegooi. Kyk, Janie het glad nie gelag nie. Ek het dit afgehaal en skoon gemaak. Maar ek weet nie dat ek weet nie seker maar veilig voel of dat sy my kan vertrou. Ek sê maar altyd vir haar dit is baie belangriker om eerlik te wees en die nagevolge te dra en as wat jy jok en iemand later uitvind dat jy gejok het, want dit gaan dit net soveel erger maak. So dat sy maar net altyd seker veilig voel. 'n Laaste vraagie, het jy nou soos 'n droom wat jy nog wil verwesenlik of 'n toekomsplanne of iets wat jy dink jy wil nog bereik? Mense het almal mos maar seker toekomsplanne en drome in dit. Daar's soveel ek kan dit nie regtig pinpoint op een ding nie. Ek hou nogal van nuwe plekke te sien, soos ek hou van die natuur, so natuur is vir my mooi, soos ek het seker duisende foto's op my foon van sonsondergang en sulke goed. My droomwerk sou wees om 'n helikoptervlieënier te wees. Maar ja, so mense, kinders wat by my klas kry en klomp van die personeel weet al, ek het al soveel video's gekry van as jy 'n helikopter oor die skool vlieg of iets, dan kry ek 'n boodskap of met 'n video of iets. So ja, ek sou graag 'n helikoptervlieënier wil word. Dit was van kleins af was my droomwerk geweest. Maar jy weet maar sy paadjie gevolg. Dis cool. Ek het nie eens geweet hoe ek ook nou iets sê. Helikopters, ek helikopter. Nee. Die kouse wat jy dra. Jy dra altyd baie funky kouse. Ja. Hoekom? Is dit wil jy, is dit wat mense wat vir jou kouse koop of is dit net iets waarvan jy hou? So daar's mense wat as hulle so gaan toer en dit ek weet nie mag ek name sê nie, maar so Helen, ek weet nie, sy koop altyd vir my kouse. Waar ook al hulle gaan, sy het al vir my reg oor die plek kouse gekoop. Ek hou maar net van dit. Ek kan nooit onthou moet jou kouse by jou skoene of by jou broek pas, regtig nie. So as ek net iets wat by niks pas nie, dan weet ek is fyn. So nou en dan match ek my kouse met my hemp, want dit is baie ver uit mekaar uit, so maar verder ek hou maar net van die snaakse kouse. Okay, jou laaste vraag is jou lekkerste plek om te gaan uit eet. Ek is sleg met dit. Ek hou van pizza en pasta. So ons was op 'n stadium saam met my familie weg gewees en Janie het my sê ek kan nie elke aand pizza en pasta eet nie. Hulle daai vanaand sit 'n die tema en ek het elke aand pizza en pasta geëet. So enige plek wat lekker pizza en pasta maak is goed. So op die stadium as ek net op pizza gaan, sal ek The Willows toe gaan, want hulle maak bacon, ham en avo. Of wat? Bacon, avo en pine. Wat is dit? Bacon, avo en feta pizza. Lekker. Daai is kampioen pizza. Eendag as jy nou weggaan by Nories, het nou klaar gewerk. Wat sal jou altyd bybly van Nories? Jy was in Nories, jy was hier op skool. Jy werk ook nou hier. Wat sal vir jou altyd uitstaan van Nories? Wat vir my belangrik is, wat by skool belangrik is godsdienst. Daar waar die seën staan is vir my, dis vir my 'n baie mooi ding. So dit sal vir my uitstaan. En ons doen nie sommer iets half nie, hoor. Ons gee nogal alles. So daai sal vir my altyd bybly. Ek glo maar as jy iets nie ordentlik gaan doen nie, los dit my eerder. Ek dink dit is hoekom ek glad nie golf speel nie. Want realisties, ek gaan nooit goed word in dit. Ek nie. So om iets doen dit my eerder los het
of doen dit voluit en ja.